Die grootste onontwikkelde edelmetaalmyn word in Mokopane geopen en die lughawensmaatskappy stel reisigers gerus oor brandstoftekorte by die Kaapstadse internasionale lughawe. Goeiemiddag en baie welkom by die Afrikaanse nuusbulletin op Pretoria FM. President Cyril Ramaphosa het gister die Plat Reef myn in Mokopane, voorheen Potgietersrus in Limpopo geopen te midde van pogings om voordeel te trek uit Afrika se minerale. Die myn is die wêreld se grootste onontwikkelde edelmetaalprojek. Ramaphosa sê daar moet wegbeweeg word van die myn na hawe praktyk waar die land rou materiale teen lae pryse ontgin en dit in globale markte verkoop terwyl daar nie veel finansiële bydraes tot die plaaslike ekonomie gemaak word nie. Daar sal platinum, palladium, koper en nikkel by die myn ontgin word. Die Staatsdienspensioenfonds, die GEPF, het 'n waardevermindering van ongeveer 3,6 miljard rand beleef weens swak beleggingskeuses aan die kant van die openbare beleggingskorporasie. Die fonds het homself uit miljoene bestuur deur byvoorbeeld die swart ekonomiese bemagtigingsaandeelhouers se aandele in die Lanseria lughawe uit te koop. Die pensioenfonds se finansiële jaarstate is in die parlement ter tafel gelê. Finansiële toesig oor die OBK se ongenoteerde beleggings neem toe en die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het 'n verslag aangevra oor die beleggingsportefeuilles van die OBK. Die lughawensmaatskappy van Suid-Afrika, AXA, het reisigers verseker dat daar genoeg brandstof by die Kaapstadse internasionale lughawe beskikbaar is. Dit volg nadat een brandstofvoorsiener beperkings ervaar het weens kwessies met die Suid-Afrikaanse Inkomstediens. 4 lugdienste is hierdeur geraak en daar was kommer oor die beskikbaarheid van vlugte in aanloop tot die G20 leiersberaad wat die naweek in Johannesburg plaasvind. AXA sê egter die G20 vlugte word nie geraak nie en dat daar alternatiewe reëlings getref is om te verseker dat bedrywighede nie onderbreek word nie. Die DA beplan om môre voor die kantoor van die Gautengse premier Panyaza Lesufi te betoog. Die party eis dat daar strafregtelike klagtes teen al die betrokkenes van die plundering by die Tembisa Hospitaal gelê word, ongeag die persone se posisies of politieke verbintenisse. Die DA sê hy sal ook eis dat die bates waarop daar beslag gelê is verkoop word, sodat die geld weer gebruik kan word om pasiënte by die hospitaal te versorg. Die DA sê in 'n verklaring sy betoging sal deur die DA se skadu LER vir gesondheid, Dr. Jack Bloem, gelei word en daar sal 'n memorandum met die party se eise aan Lesufi oorhandig word. En dit bring ons aan die einde van die nuusbulletin in Afrikaans op Pretoria FM. Dankie vir die saamkyk. Ons maak môre aand weer so.